good morning, val op die bank, lê in die bed of trek 'n stoel nader en skink vir jou 'n koffie, want ons is hier om vir jou die volgende uur en 'n half te vermaak. En as jy besig is om klaar te maak vir werk, sal ons jou geselskap hou tot jy moet ry. Nou die groot vraag is, Thys, is jy reg vir die dag? Ek is hier. Wel, dis al wat ons wil hoor. Luister maar, ek wil net gou, die feit dat jy hier is, ek wil net gou alles net vir 'n oomblik onderbreek. Vir 'n oomblik wil sy dit alles los. Ek weet nie waarmee is Elsa vandag besig nie. Jy het gisteroggend drink en goedjies gesorg. Pickle juice nou en Coca-Cola. Ek weet nie, dis een van 'n Ek weet nie waar jy besig is. Ai, Ons het nee. nou 'n verjaarsdagmaatjie in ons midde. Thys, voel jy nie net vir my, daar's nog ietsie wat hier moes wees, wat nou nie was nie, sal jy dit nie net vir ons alles kry nie? gebeur op regstreekse Luister hierso, televisie. daar, en we love Ons it. maak seker die energievlakke bly hoog. Daar sy, een vir elkeen. Want dis is jou verjaarsdag, Goed, Rosa. baie geluk met jou verjaarsdag. Dankie In julle. geval die verjaarsdagkoek nou nie van selfsprekend was nie. Mag jy Ek kan nou- nie dink aan 'n beter 3 mense om my dag mee te spandeer nie, my oggend ten jou minste oggend mee 6 te uur. begin nie, mag jou dag verder skitter. Waar is joune nou? Elsa, Nee, kyk. as jy nou so I'm weer... trying. Woe! Ek is amper daar. Happy birthday. Hulle vat 'n rukkie. Ja, wag. Kom ons maak dit bietjie meer opgewek vir hierdie oggend. Myne wil nou nie aan die brand kom nie. Kom ons sing, Pieter. As hy. Alright. Veel geluk, liewe Rosie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Happy birthday to you. Cheers. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rosie. Happy birthday to you. Mag dit 'n baie lekker dag wees. Dankie Ons is lief julle. vir jou. Dankie En ons waardeer julle. jou en ons gaan almal nou 'n stukkie van hierdie koek geniet. Julle Ja. is Wag hier. baie Mag jou sterretjie nog lank skitter. Is hy? Goed, so behalwe nou vir Cheers. hierdie rook en Rosanne se verjaarsdag. Sy Dis 'n beter shot as gister, nee. vertel vir ons wat gebeur vandag in die program. Wat gebeur vandag in die program? As always, not just because it's my birthday, we have a great lineup planned for you today. Arnold will be looking into the latest developments for Formula One, which might be hosted in South Africa. Dan gesels ons ook later met die skrywer, Sandra Skinner, oor haar nuwe boek, Die skuld wat bloed betaal, en Franja Du Plessis en Roan Josh kuier later hier. Maar eers is dit nou tyd vir ons oggendpraatjies en dit gaan weer interessant wees. Yes, it's going to be interesting, especially for you, Elsa, because I think you're going to have quite an opinion about this. So, Russia is considering interesting measures to help with their population growth. So, a pro-Putin Russian politician, Mikhail Ivanov, has proposed banning childless couples from using social media between 11 p.m. and 2 a.m. The reason for this, I think we can gather, is for them to spend quality time with each other in these hours to enable them to start families. They're calling it, Chase thinks it's hilarious, they're calling it digital abstinence. And he argues that the internet is damaging relationships and it's having a massive impact on Russia's falling birth rate. He also wants psychologists to get involved and promote in-person communication and parenting. So critics have blamed the demographic crisis on war and economic instability, but Ivanov says social media addiction is the real issue. Meanwhile, other pro-Kremlin figures have suggested paid leave for couples to go away somewhere, spend some time together and conceive, and even taxing the childless more because they obviously have more income to spend. So if you have a kid, they'll tax you less. So with the Russian Orthodox Church supporting penalties for men who don't father any children. So hierdie is nogal drastiese maatreëls wat nou moontlik in plek gesit gaan word om seker te maak dat Russiese mense meer babas maak. So dink julle daai 3 ure tydperk Ja, dit is so mooi gesê tussen daai 11 uur en 2. daai Russiese mense. Let's get hot, baby. Nee, Conceiving vouchers. I want you to turn off your phone. Put on phone. dink Put julle down the phone. julle Olga, dink julle dit is this is not because of war. It's because of social media.
Bring vodka, put off. Don't put off Putin. He's still our president. Right, Elsa, I think you are in the mood for a serious conversation. People are having fewer children globally. It's a thing, like especially like kind of younger millennials, Gen Z's. Dit is te duur om kinders te hê. It's really so expensive. En daar's baie mense wat daarmee nie sal saamstem nie, dat dit nie moenie vir my kyk nie. Dat dit nie eintlik te doen het met finansies nie, maar dit het. Ek dink verseker dit het. Ek bedoel en dit is beslis. Dit is eintlik wat ek wou gesê het. Ek dink beslis dat dit 'n rede is. Maar ek dink ook dit is my interessant want baie van die lande het oor die algemeen nogal tref hierdie vergelykings. Jy weet na aanleiding van iets soos bevolkingsgroei en bevolkingsgroei wat aan die afneem is. So ek dink dit is nogal 'n krisis of dit kan dalk kommerwekkend wees. Maar dis duur. Ek het baie respek vir julle. Ek dink op 'n ernstige basis is dit 100% weer propaganda van die Russiese regering af om dit te gaan skadu-net gooi om te sê dit is nie hulle skuld as 'n regering wat onsekerheid skep as gevolg van oorlog, as gevolg van basies jy weet werkloosheid druk, as gevolg van jy weet nie as 'n jong man jy kan môre gedraaf word om weermag toe te gaan sonder 'n keuse of jy gaan tronk toe byvoorbeeld. So daar's 'n klomp elemente wat ek ook nie byvoorbeeld op 'n ouderdom van tussen kom ons sê 20 tot 30 nie sal wil kinders hê of daai commitment sal wil maak as jy daai tipe van onsekerheid het nie. Ja. Gepraat van die aanwassyfers wat afneem in sekere lande, watter spesies dink julle sou oorneem as mense moes verdwyn? Die ape. I believe Planet of the Apes could Ja, really Planet be a of the real Apes, thing. baby. Nee, on the contrary, volgens professor Tim Coulson van die Universiteit van Oxford is seekatte so intelligent en aanpasbaar dat hulle sonder menslike kompetisie oor miljoene jare hulle eie beskawing kan ontwikkel. Kan jy nou glo 'n seekat? Genetiese navorsing deur die Station Zoologica Anton Doorn toon dat seekatte oor 'n aantal springende beskik, né? Springende. Springende springgene. Springende. Wat spring jy nou, Elsa? Sy is na Putin toe. En dan gaan met leervermoë gedragsaanpassings verband kan hou. Hulle besit ook 'n buitengewone senuweestelsel wat verband hou met breinkompleksiteit. Wat myne is nou nie hier vandag nie wat jy verjaar is. My breingene is springende weg. Dit dui op sosiale struktuur en selfs primitiewe stedelike ontwikkeling. Kan jy glo hulle het ook 'n eiland gekry in die ooste van Australië dink ek wat hulle een of ander seekat naam gegee het, maar hulle sê daar kommunikeer die seekatte met mekaar. Kan jy oor vertel? Maar onthou julle met die wêreldbeker het daai seekat elke keer voorspel watter span sou wen. I really think we have underestimated the power of the seekat and that they could maybe take over the world one day. Get out of the ocean and come and tell us how to run the world. Daar was 'n movie geweest Battle Los Angeles. Jy weet en hulle was seekatte. Anyway, while we are waiting for the octopus uprising, we have such a great show ahead. We're going to take a small break and we will be back right after this. And I'm sure my colleagues will get themselves together. I'm the birthday girl. They are losing it.
En so spring ons van die een deel na die volgende. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort en ek wil graag by julle hoor, dink julle slaap genoeg? Elsa, kyk, wie vra jy? Ons is op 'n ontbyt TV-program. Beslis nie. Nee. Ja, ek het elke oggend 'n springende oggend vir my. Springende uit die bed uit, springende in die shower in, springende in die kar. Dit was springende. Okay. Nee, ek kry nie genoeg dink slaap. julle het julle nodig? 8 ure. Presies, 8 ure. So Ek is tot slaap 8. nou soos 4 dae 'n week slaap ek die helfte van wat ek wil slaap. So ek slaap so 4.5 ure Tot 5 ure. tot 5 ure. Ja, ek het self vanoggend gekyk en dit was toe nou 5 ure gewees. Nou ja, in 'n wêreld waar mense oorlaai is met werk, ouerskap en eise, stel baie hulle slaap uit om 'n bietjie tyd vir hulle self te hê, selfs al is hulle moeg. Hierdie verskynsel staan bekend as revenge bedtime procrastination. Het jy al daarvan gehoor? Ek het, want ek doen dit. Nou dit is wanneer jy ten spyte van moegheid doelbewus wakker bly na jou slaaptyd vir persoonlike tyd om byvoorbeeld televisie te kyk, op jou foon besig te wees of net in stilte te wees. Dit is 'n stille protes teen 'n dag sonder ek-tyd, of die sogenaamde me-time. Dis gewoonlik ook mense met min beheer oor hulle dag, soos ouers, studente of diegene met hoë werkdruk of diegene wat op 'n ontbytprogram werk. 'n Amerikaanse opname wys dat 51% van volwassenes en meer as 95% van ouers hulle slaap doelbewus uitstel. En dit het verskeie gevolge soos byvoorbeeld swakker konsentrasie en geheue, verhoogde angs en as 'n mens so 'n bietjie geïrriteerd is, dan ook gesondheidsrisiko's soos hartsiektes en vetsug en jy voel elke dag meer uitgeput. Ek dink dis nogal iets waarmee ek self ook sukkel. Jy weet, daai wat jy op die bank lê en jy's amper te lui om ook in die bed te gaan klim want ja, jy bly net nog vir 'n rukkie wakker. Ja, want jy kan, dit is amper asof dit is die enigste tyd wat jy eintlik kan beheer. That's why I do it. I'm like, you know what? I know that I'm going to have maybe an hour or so less time to sleep, but I just want this time for me because the rest of my day is not in my control. So ek het probeer om minder dan op my foon te wees en weer te begin lees. So ek lees nou 'n bietjie langer en dit het beslis gehelp dat my slaap bietjie beter is. So I think it's a good thing to maybe find a healthier way of doing the revenge bedtime procrastination. I'm not going to stop it, but let me do something that's not just doom scrolling until 11 Ek kan o'clock. nou vir julle 'n paar wenke gee, maar Ja, ek soek nou 'n paar wenke, maar baie keer wil ou net sit. Dan dink die mense jy doen niks, jy lees nie, jy kyk net, jy sit net. Ja. En is min wat dit kan gebeur. Ja, ek het al 'n paar keer net gesit. Pieter word oud. Tyd. Ek wil net 'n bietjie sit. Ek wil net so 'n bietjie sit en laat moeder 'n koffietjie aan wat nooit gaan gebeur. Nee, ek maak 'n grap. Of op Russiese tyd inskakel. Ja. wel daar is 'n paar strategieë wat jy kan toepas en ek gaan so 4 van hulle deel. Die eerste een is maak doelbewus tyd vir jouself. Selfs al is dit net 10 minute per dag. Ek hoop julle let op in die klas. Implementeer 'n aandroetine, lees of neem 'n warm stort. Dit word uitgesonder 'n warm stort. Skep digitale grense, so skakel jou foon so 30 minute voor slaaptyd af. Ek weet nie hoe ek dit gaan regkry nie, want 'n mens wil die hele tyd volg wat in die nuus aangaan. En wees sag met jouself. Ag, weet jy soek net balans. Ek dink dit is die heel belangrikste. Het amper geklink soos Jerry Springer. Ja. Wees sag met jouself. Wees sag met jouself. Soft on yourself. Kind to each And other. remember your neighbor. Maar dit is daai raad is vir my dit is goed om die wenke te hoor, but it's so difficult to actually implement om it. dit toe te pas. And also, I don't find that just making 10 minutes for myself a day, it's not enough. Dit is nie genoeg nie. So ek weet nie. Ek gaan steeds revenge bedtime procrastinate because that's what I'm doing. Jou tyd is jou tyd. My tyd is my Tyd tyd. is jou tyd. Ja. Ja, absoluut. Haar tyd is haar Ek tyd. is soos 'n 43-jarige Peter. Ek gaan dit doen. Niemand kan vir my sê nie. Dis maar So jy het ja. self ook 'n besige skedule. So hoe kry jy Ja. vir jou tyd, vir jouself tyd? Ek dink as ek by die huis kom dan is dit daai van dinge is nou af. Okay, so ek vat die oproepe uit 'n beginselpunt van 4 uur af nie. Jy weet ek kyk ook die e-poste is glad nie op my foon nie. Period, ek doen dit glad nie. So as my laptop nie oop is nie, dan doen ek die e-poste nie. En ek dink daai balans is ook belangrik want dan ewe skielik hier teen 5 uur begin jy eintlik iets vind om te doen. Jy weet either saam met die kinders of saam met 'n date of maak kos of wat ook al. So ja, werk. En jy Elsa?
Ag, weet jy, Raas, ek werk baie hard. So ek sukkel om af te skakel. Ek's konstant besig met werk, maar dit is ook iets wat ek wil verander. Dit is belangrik om tyd te maak vir mense ook meer, mense naby aan jou en om 'n sekere afsnypunt te hê. Nie werksoproepe te neem nie en regtig net mense voet so 'n bietjie neer te sit. So grense, julle. Grense is op pad. Grense is daar. Grense is op pad. Gepraat van grense, ons wil 'n bietjie eersdaags oor die grense aanbeweeg na 'n ander provinsie toe, want daar's groot dinge wat gebeur en hierdie tyd van die jaar weet ou ons dis feestyd veral daar in die Mpumalanga wêreld. Die Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees skop met groot lekkerte af vanaf 3 tot 6 Julie in Nelspruit. Jy kan uitsien na topklas musiekkonserte, 4 ekstra kuierverhoë, die lekkerste feeskos, hoop stalletjies, toneel, boeke, 'n woelwater kinderarea en nog vele meer. Die lekkerte hou net nie op nie. Ja, so ook baie in die lekkerte is te veel, ek moet sê. Was julle al daar? Al baie net nooit op nie. Kaartjies en inligting is beskikbaar by inniebos.co.za. Hoop we gaan vir julle daar sien en onthou hierdie gesprekke van ons is ook bietjie later vandag op ons sosiale media's beskikbaar, so ook op ons YouTube kanale. Gaan jy bietjie in die bos doen? Ek gaan. Ek moet nog net toestemming kry. Daar's fyn. Ras, julle gaan daar wees, sal die radiostasie wat jy werk, jy gaan daar wees? Nee. Met 'n nuwe show. Nog bevestig. Ek dink jy moet ook daar wees. Wel, ons is nou hier. Goeiemôre, good morning. Kry daai koffietjie reg en kuier later saam met ons. Nog groot gesels, lekker gesels, baie musiek, alles wat jy nodig het om jou dag mee af te skop. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Baie meen dat verpleegkunde nie 'n loopbaan is nie, dit is eerder 'n roeping en vir die wat geroep is Proudcare moontlik die antwoord. Hier om ons bietjie meer daarvan te vertel is Adel Smit, operasionele bestuurder van Proudcare. Adel, hartlike goeiemôre, good morning. Môre Pieter, baie dankie vir die geleentheid hierso vandag. Jy het al daai, wat noem julle dit, pumps? Ja, al die balkies en die alles is daar, jy het 'n hele boek al geskryf oor verpleegkunde en dis meer. Net so in kort, wie is Proudcare? Proudcare is 'n maatskappy. Hulle plaas verpleegkundiges in die mediese fasiliteite en hospitale. Ons het ook vroucare fasiliteite wat ons dan ook bestuur. Ons plaas ook mense daar en dan het ons natuurlik die Immanuel verpleegskool. So ons het 3 afdelings in Proudcare. Lekker. En verpleegkunde, hoekom is dit iets wat jy nagejaag het as 'n jong dame?
Jong Pieter, ja, ek sê altyd mense moet 'n passie vir verpleging. So ek kyk altyd heel eers daarna. Het jy 'n passie vir verpleging? Ek het nou die dag nog 'n oulike stukkie gelees van Maya Angelou. Sy is 'n Amerikaanse, hulle noem haar 'n poet of 'n skrywer. En sy het gesê, en ek haal dit nou maar aan van Engels na Afrikaans, sy het gesê, 'n mens vergeet wat mense vir jou sê, en 'n mens vergeet wat mense doen, maar jy vergeet nooit hoe iemand jou laat voel het nie. En ek dink dit is waar die belangrike rol van die verpleegkundige inkom. Ja, so ek het maar altyd 'n passie gehad en 'n liefde om met mense te werk. En as operasionele bestuurder, wat is jou take wat jy moet verrig of jou doel daar by ProCare? Ja, so ek het natuurlik 'n verantwoordelikheid vir die toesig en die bestuur van personeel. Op die operasionele vlak, maar omdat ProCare so gefokus is op die kliënt en die diens wat ons lewer, gaan ek ook uit na baie hospitale toe, mediese fasiliteite, ek besoek ons kliënt, maak seker dat hy gelukkig is of sy gelukkig is, en dan kyk ek ook na die professionele verpleegkundige wat ons plaas. Is hy produktief in die werk wat sy doen, het sy die regte tools om mee te kan werk, en is sy nog gelukkig in die veld waar ons hy geplaas word. Dis een ding om hy tools en die vaardighede te hê, maar dink jy ook dit vat regtig 'n besonderse mens? Is jy dit of word 'n mens 'n verpleegkundige? Pieter, ek dink jy is 'n verpleegkundige. Ja, ek dink jy weet van 'n vroeë ouderdom af, dit is wat ek wil doen in die lewe, en jy leef jou passie uit. Verpleging het so baie velde om in te spesialiseer. Ek meen, daar's ICU, daar's die teaters, daar's neonataal, daar's pediatrie. Daar's soveel velde waarin jy kan spesialiseer, so dit is regtig 'n wye veld. En as julle nou verpleegkundiges moet gaan soek, jy weet, is dit lekker omdat julle die voordeel het van 'n verpleegskool, om te kan sien, jy weet, het jy sterk verpleegkundiges, of jy weet, gaan soek 'n mens fisies mense, is daar 'n toeloop van mense, watter vereistes het jy alles nodig? Ek dink, kyk, ons kry baie navraag, ons het verpleegsters wat aansoek doen by ons, so dan gaan jy maar deur die normale kriteria. Hulle moet geregistreer wees by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, anders kan jy nie verpleeg in ons land nie. Ons kyk, het jy 'n graad of het jy jou diploma in verpleging gedoen? Ons kyk na jou jare van ondervinding, want ons fokus ook dan baie op jou spesialiteit suster, waarin jy 2 en meer jaar ondervinding moet hê in jou veld. En ek glo dat jy weet watter veld jy wil inspesialiseer. As jy klaar gemaak het met jou studies en jy voel ICU is jou rigting, dan is dit waarin jy spesialiseer. Ons fasiliteite wat ons besoek, ons hospitale, daar is ook mense wat graag wil oorkom en vir ProCare werk, so dit gaan maar beide kante toe. En die opleiding wat julle aanbied by ProCare, is dit net spesifiek gedrewe, of is dit om vir jou die basis te gee, en dan kan jy van daar af in 'n ander rigting ingaan? Ja, dis basies om vir jou, ons doen die 3 jaar diploma, wat jou regulasie 171 is, dan word jy nou 'n basiese suster, so jy het nou net jou maroon epilette. Dan elke jaar daarna, dis nog 2 jaar spesialiteit in elke veld vir jou balkie, so ja, ons bied daai kursus aan, en ons bied dan ook die kursus aan 'n jaar, maar dan is jy 'n verpleegassistent, en dit is ook 'n diploma wat jy kan doen. Hoor jy, en 'n mens kry kwaai verpleegsters, en dan kry jy weer nice verpleegsters. Ja. Wie is die kwaaiste, die matrones of wie? Ja, definitief die matrones, maar hulle is ook vriendelik, ja. En dis baie interessant, nee, 'n matroon is mos soos die hoofseun of soos die hoof van 'n skool wat na sy personeel moet kyk ook, is dit nie? Ja, nee, korrek. En sy moet streng wees. Want onthou, daar is sisteme, daar's prosedures wat in plek moet wees. So sy moet maar streng wees, want verpleging aan die ander kant is ook baie belangrik. Jy moet seker maak dat jou pasiënt gesond word. Jy moet seker maak dat die beste diens gelewer word aan jou pasiënt. So waar plaas julle dan nou oral as verpleegsters? Jy weet, nie net ou sal dan dink aan 'n hospitaal, nie noodwendig seker net daar nie. Ja. Weet jy Pieter, ons plaas hulle hoofsaaklik in die hospitale, daar is ander instansies. Jy kyk natuurlik na jou onkologiese fasiliteite, jy kyk na jou psigiatriese fasiliteite, wat baie groot fasiliteite in Suid-Afrika is. So ons plaas ook mense daar. En die hele land vol of uitsluitlik Gauteng? Ja, nee, landwyd. Ons het reeds takke in die Kaap Wes, Kaap Suid. Ons is in die Limpopo, Polokwane. Ek was reeds verlede week Hoedspruit toe gewees, so ons is in Hoedspruit. Hoofsaaklik in die Pretoria en dan ook in die Johannesburg area.
Ons verpleegskole is in Oudtshoorn en in Pretoria en dan het ons ook 'n tak in Bloemfontein. En vir mense wat nou kyk, daar's dalk jong manne en jong dames wat nou sê, ja, hierdie is dalk die beroep vir my. Hoe gemaak? Waar kan hulle met julle in verbinding tree? Ja, Pieter, ons hoofkantoor kan geskakel word in Pretoria. Ons het ook 'n Facebook webtuiste. Ons kan, jy kan vir ons e-pos stuur op info@procare. En ja, jy kan ons webtuiste besoek. Ja. En dalk is daar van ons ou verpleegers wat gevoel het, ag nee, wat ek moet nou die tuig neerlê, maar daar is dalk nog 'n bietjie energie en dinge in my. Ja. Is hulle ook welkom om met julle kontak te maak? Hulle is meer as welkom. Ja, ek sê ook altyd die suster met bietjie agtergrond en bietjie verpleging bly altyd 'n goeie suster. En daar is dalk mense wat besluit het hulle wil nie meer verpleeg nie, hulle is bietjie moeg daarvoor en hulle sien weer kans vir so iets. Ons het almal nodig. So wanneer mag ek vir 'n verpleegkundige sê, suster? Sodra sy haar maroon epilette het en dan ja, die matrone sal jy sommer uitken, sy is die een altyd met die hakskoentjie aan. Ja. En so weet jy. Hoor jy, Ja. en hoe belangrik is dit ook as jy nou praat van die vrouelcare wat julle doen? Is daai verpleegsters anders of is hulle ook maar presies dieselfde as wat jy sou raakloop in 'n gewone hospitaalsaal? Nee, wat Pieter, hulle is presies dieselfde. Hulle het maar net in hulle veld ingegaan van geriatrics, kan mens maar sê. So hulle hou van die ouer mense en hulle wil graag in daai afdeling spesialiseer. Ek moet dalk 'n bietjie aan julle deur kom klop want iemand soos Tuis mag dalk 'n verpleegkundige nodig hê later in die vrouelcare. Ek maak net 'n grapjie. Adel, baie dankie vir die lekker kyk. Ek gesien jy kyk my so aan. Toe maar ons of vir jou bel en op jou knoppie druk. En as jy ook 'n bietjie meer te wete wil kom van Procare, besoek gerus hulle webtuiste. Net hierna gesels ons met Hendrik Verwoerd oor Suid-Afrika se kanse om die Formule 1 weer internasionaal aan te bied hier op eie bodem. AC/DC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. At Procare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust Procare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. Procare, where care feels like home. Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts. Dis sporttyd. Kyalami se opgradering is deur die FIA goedgekeur en beweeg Suid-Afrika een treukie nader aan 'n droom om weer 'n Formule 1 wedren aan te bied. Ek gesels nou met my ou kollega, miskien moet ek nie sê ou nie, Hendrik Verwoerd, 'n vryskut motorsportjoernalis wat spesialiseer in Formule 1 om uit te vind wat hierdie ontwikkeling werklik beteken vir Suid-Afrika en wat dit inhou en wat ons kanse is om uiteindelik Formule 1 weer op internasionale vlak aan te bied. Hendrik, oumaat, goeiemôre, baie lekker om jou saam met ons te hê daar uit Stellenbosch uit. Hoe sien jy
die verwikkeling en die toekenning wat die FIA gemaak het, sodat ons kan opgradeer na graad 1 toe? Goeiemôre Annie, is lekker om weer met jou te gesels. Jy het 'n belangrike woord gebruik daarso, en dit is dat dit eintlik maar net een klein trekkie is op die pad na 'n Formule 1 Grand Prix in Suid-Afrika. Wat basies gebeur het is dat Kyalami besluit het hulle wil seker maak dat hulle in 'n posisie is om 'n Grand Prix te kan aanbied, sou dit op die ouend aan Suid-Afrika toegeken word. Met ander woorde, hulle wil seker maak dat die baan aan al die reëls en die regulasies voldoen wat die FIA natuurlik op Formule 1 laat geld. En mense moet onthou dat Formule 1 of die FIA is nie die ouens wat besluit of 'n land se 'n gasheer vir Grand Prix gaan speel of nie. Dis nie die FIA nie. Hulle stel net die reëls saam. Daar is 'n maatskappy met die naam van Formula 1 Management. Hulle is deel van die Liberty Media groep in Amerika en hulle is die kommersiële regtehouers van Formule 1 en dis hulle wat bepaal wie op die ouend 'n gasheer kan speel vir 'n Grand Prix wedren. So dit is nog een klein stapie vorentoe, maar daar's nog baie groter struikelblokke wat in die weg lê. Ek dink 'n mens moet ook 'n belangrike ding onthou en dit is dat sou 'n Grand Prix na Suid-Afrika kom, is Kyalami nie die promotor van die byeenkoms nie. Kyalami is doodgewoon die plek waar dit gaan plaasvind. En die promotor moet aangestel word om die wedren te organiseer en een van die aspekte daarvan is dat hy die baan moet gebruik wat aan die regulasies voldoen. Met ander woorde, dit is nog 'n party wat in die partytjie moet deelneem. Jy praat van struikelblokke. Watter ander struikelblokke sien jy uit jou posisie uit wat vir ons voorlê voordat ons daar kan kom, Hendrik? Wel, die grootste probleem is geld. Vir enige land om 'n Grand Prix te kan aanbied, moet hy 'n regte fooi betaal. Hy moet die gasheer fooi betaal aan Formula 1 Management. En daardie regte fooi of 'n gasheer fooi is 'n ontsaglike groot bedrag as jy dit omskakel in Suid-Afrikaanse rand. Die gemiddelde regte fooi is omtrent $45 miljoen per wedren. Nou teen, kom ons sê, R20 tot die dollar praat ons hier van baie naby aan 1 biljoen of miljard rand per wedren. En dan het jy nog net dit een keer aangebied. Jy moet elke keer betaal vir die duur van die kontrak. Die meeste van hierdie kontrakte is 'n 5 jaar minimum kontrak. So geld is een groot struikelblok. Waar gaan daai geld vandaan kom? Die enigste werklike lewensvatbare moontlikheid is dat die staat daardie fooi of dan miskien die bedrag wat kort kom moet betaal. Dis belastingbetalers geld. So dis die een groot struikelblok. Die ander is daar's hele paar ander plekke wat ook in die tou staan. Wat waarskynlik nader is daaraan aan Suid-Afrika om 'n plek op die kalender te kry. En een land wat nou al reeds van die regeringskant af geld bewillig het daarvoor, is Thailand. Hulle wil 'n wedren in die strate van Bangkok aanbied. Hulle het onlangs die afgelope week, dink ek, iets soos $1,2 miljard toegeken, reeds toegeken aan die poging om 'n Grand Prix in Bangkok te kry. En dan is die ander plek, ek het gepraat daarvan, die ander struikelblokke is 'n plek op die kalender. Daar is net 'n beperkte getal plekke op die kalender en dis 24. Daar is 24 op die oomblik. Daar is 'n paar plekke wat in die volgende paar jaar dalk van die kalender gaan afval en waarby mens miskien 'n moontlikheid kan sien om Suid-Afrika daarin te kry. Maar die naaste moontlikheid sou ek dink is eers hier van 2028, 2029 af. So ek dink dis nog 'n hele lang ruk voordat ons Grand Prix in Suid-Afrika kan sien. Daar's waarskynlik min mense wat dit meer graag hier wil sien as ek. Maar ek dink net die praktiese struikelblokke is 'n groot probleem. Nou ons weet dat die Suid-Afrikaanse regering 'n steun reeds toegeken het, of 'n woordelikse steun. Minister Gayton McKenzie het reeds 'n projek aan die gang om te probeer bepaal of Suid-Afrika dit kan doen. Die jongste nuus wat ek kan agterkom is dat daar moontlike aankondiging gaan kom van wie die voorkeur promotor gaan wees hier teen volgende week een of ander tyd en dan gaan nou dalk moontlik weet of daar nog 'n stapie vorentoe gegee is. Sonder om te negatief te wil wees, Hendrik, ek wil jou die vraag vra, is dit geregverdig dat ons soveel geld sal uithaal vir 'n Formule 1 Grand Prix terwyl kinders byvoorbeeld in Suid-Afrika doodgaan aan wanvoeding? Hoe kry mens die kloutjie by die oor?
Wel, dis die ding, dis die politieke situasie natuurlik of die politieke element van hierdie hele kwessie. As ons aanvaar dat die finansiële model van 'n Grand Prix vir Suid-Afrika, jy weet minstens uit staatsgeld minstens 1 miljard rand per jaar oor die volgende 5 jaar of oor 'n 5 jaar tydperk gaan kos. 5 miljard rand kan 'n baie ver pad loop in terme van die prioriteite in Suid-Afrika, sou ek sê. En ek dink dit gaan verskriklik moeilik wees vir die Suid-Afrikaanse regering om aan die Suid-Afrikaanse bevolking te kan regverdig waarom hierdie soort van hierdie groot jy weet geldelike uitleg gemaak gaan word in die lig van die ander noodsaaklikhede in Suid-Afrika. Dis 'n politieke situasie. Dit gaan 'n kwessie wees van hulle sal 'n politieke besluit moet neem. Daar is natuurlik 'n ekonomiese model wat 'n mens kan voorhou en dit word gedoen en dit is dat jy weet as 'n mens hierdie bedrag uitgee dan gaan jy soveel meer terugkry in terme van jy weet buitelandse belegging en buitelandse besoekers en toerisme en die ekonomiese impak van 'n wedren elke jaar in Suid-Afrika maar jy weet dit is 'n jy weet die ekonomiese impak daarvan is deel van die oortuiging wat die staat sal moet gee aan die bevolking en sê luister ons gaan soveel betaal maar ons gaan soveel terugkry. En dit hang af hoe oortuigend hulle dit doen en of mense dit gaan aanvaar. Ek het 'n gevoel mense gaan nie dit aanvaar nie. Ek dink nie dit gaan polities moontlik wees vir die regering om hierdie soort van uitgawe te kan regverdig nie. Ja, ek verstaan presies wat jy sê Hendrik. Ons moet dit ongelukkig daar laat. Ek kan vir ure met jou hieroor gesels. Ons waardeer jou tyd, baie lekker om jou te sien my ou maat. Jy lyk nie of jy veel ouer geword het toe ek jou laas gesien het nie en baie sterkte daar. Dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Baie dankie. Dis dan Hendrik Verwoerd, my voormalige kollega in die ou dae wat Formule 1 praat. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning. Net hierna is dit tyd vir geldsaake saam met Tuis. En wie wil nou nie geld praat nie? Selfs soos in my geval, as jy dit nie het nie, bly ingeskakel.
nou tyd om jou geldsaake te bespreek en ons eie minister van Finansies hier by Goeiemôre Good Morning Tuis sit gereed met sy weeklikse wins of verlies verslag. So kollegas, julle bly na my verwys as die minister van Finansies. Ons eie. Julle eie. Let wel. Want onthou, as julle dit gaan bly oor my lewe spreek, dan gaan ek eventually die minister van Finansies Sal dit nie vir ons land net absolute goedheid beteken? Kan ek vir iets vertel? My ma het gister gesê, sy is so 'n groot fan van jou. Sy het gesê, ek skryf altyd op Tuis se Facebook, hy's so slim. Hy kan eintlik die minister van Finansies word. So, dalk is dit nou jou ding, Tuis. En al die aanhangers. Ja, ek moet net die stemme kry. Ons sal vir jou stem. Wat het jy vir ons vandag, Tuis? So, kom ons begin by Marula Media wat berig 7 wenke van goeie aftree eiendom en fisies waarvoor om uit te kyk as jy byvoorbeeld op aftrede gaan, want dit is so 'n groot besluit. So die meeste van mense sal byvoorbeeld 20 jaar lank 'n huis afbetaal en gedurende daai 20 jaar sal jy dan byvoorbeeld dan nou kinders grootmaak uit die huis uit, jy sal kinders laat uitgaan uit jou huis uit, universiteit uit die huis uit, of wat ook al die geval mag wees, daar's 'n 20 jaar bubbel. Okay. In daai bubble tydperk het jy basies 'n eiendom afbetaal wat dan deel maak van jou aftreebeplanning. Maar baie kere sal ou dan besluit, okay, maar in plaas van om 'n 4 of 'n 5 slaapkamer huis te bly, net pa en ma met kleinkinders wat amper nooit huis toe kom nie, sies vir julle. Jy weet dan basies moet ons die eiendom dan verkoop, want ons wil byvoorbeeld aftrek dalk Durban toe na 'n warmer klimaat toe of byvoorbeeld Kaap toe want ons is lief vir die Kaap of wat ook al die geval mag wees. So dan verkoop ons eiendom en dan basies wil ons 'n nuwe eiendom gaan koop. Nou Marula Media het 'n baie goeie tips hier uitgebring om te sê waarvoor mense moet uitkyk. Soos byvoorbeeld, wat dek die heffings? Soos as 'n persoon byvoorbeeld na 20 jaar sy eie eiendom 'n ander eiendom gaan koop, jy weet waarvoor om dan te gaan kyk, want nou jy skielik het dalk heffings. Is daar 24 uur sekuriteit? Is dit basies jy weet geboueversekering ingesluit, eksterne huisinhoud, onderhoud is dit daar ingesluit, gebruik van gemeenskaplike geriewe, dienste soos vullisverwydering, daai van goedjies baie belangrik. En dan tip 2 baie eenvoudig, bied die aftree landgoed tuisgebaseerde sorg. Ek dink dis net so belangrik want baie keer is dit 'n trekpleister. Wat is die geleenthede vir oefening? Is daar byvoorbeeld 'n swembad? Is daar natuurroetes? Is daar nabygeleë strande byvoorbeeld waar jy kan rondbeweeg en die honde bietjie meer kan gaan loop of jou kleinkinders, jy weet, weer eens sies vir julle. Okay, julle kleinkinders moet by hulle tyd spandeer. Wat van sekuriteit? Jy weet weer eens, is daar kom ons sê nou maar omheining, jy weet is dit sekur, is daar 24 uur wat soms sekuriteit daarso betrokke? Wat is die potensiaal van waardegroei van 'n aftree eiendom? Gaan ek die eiendom net koop of is daar waarde wat so 'n bepaling, jy weet, vir nalatenskap? So met ander woorde, as ek te sterwe sou kom, ek eerste dalk, my vrou dalk later, of ek kom dalk eerste te sterwe, my vrou trek dalk weer terug kinders toe, is daar waardebepaling dan wel ook op daai eiendom. En dan laastens, jy weet, waar is die eiendom en wat gaan die verkoop insluit? As ek byvoorbeeld na aftree oor toe gaan, dan baie keer dan sê hulle ek kry 'n X bedrag, maar as ek het dan lewensreg op hom, maar as ek te sterwe kom, kry ek byvoorbeeld net die helfte. So gaan kyk altyd die terme en voorwaardes, so ek maar weer eens kom by kundiges uit. Ek dink is baie belangrik. Okay, so volgende storie. Of kom ons vra gou vir julle kollegas, het julle al ouers wat byvoorbeeld afgetree het wat hierdie tipe van fasiliteite al oorweeg het? Nee, nog nie. Nee, dis pragtig. So julle is nog kyk hoe jonk is julle. Baie jonk. Nee. Yes. Verjaar mos vandag. Bly jong. As hy. As ons sê vandag is 43. Amper by die aftreeoord. One foot in the door. Ja, jy sit 10 jaar in jou bubbelperiode. Ons ouderdom is nou net die syfers is omgedraai. Ja, oulik. Ja, dis eintlik oulik. Maar dis so sterk land, sterk rand. Volgende berig ook van deur Marula Media wat basies gebaseer was. En hulle sê ekonomiese hervorming kan nie sonder sterk geld eenhede gaan nie. Okay, die tannie in die Karoo daai verstaan. Ja, okay, onthou skeuiter vir almal. So 'n sterk geldeenheid is fenominale belang vir ekonomiese hervorming. Okay. Maar elemente wat 'n negatiewe impak rol speel rondom ons sterk rand of 'n swak rand is natuurlik nommer 1 onsekerheid, nommer 2 is inflasie, binnelandse bruto produk en ons weer eens gaan kyk na werkloosheidssyfer en grysstatus. So ons het 'n klompie elemente wat 'n rol speel wat eintlik ons rand manipuleer, as jy dit so wil stel. So het ons 'n sterk rand veronderstel om te hê
Definitief. Het ons 'n oorgepryste rand? Nee. Het ons 'n ondergepryste rand? Ja. So met ander woorde, is die realiteit dat die rand eintlik weer by R20 moet wees teen 'n dollar? Ja, definitief. Want ek dink die skadu net wat heidaglik nog oor wat se naam Suid-Afrika is rondom die ekonomie, heidaglik, sorry. Jy weet, so as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk die impak, jy weet, van die buiteland af, van eksterne geologiese politiese impakte, daai goeders is voordelig op hierdie stadium vir ons rand. En dit is die ironie. Ja. Sou jy 'n wêreld kry wat gebalanseerd is, of ten minste een termyn van 'n presidensiële kandidaat, wat wêreldwyd wat so gebalanseerd is, wat gefokus is op groei, dan sal die rand basies onder strem kom. Okay. En dit bring my tot my volgende storie, kollegas. Okay. Wêreldbank leen 1.5 miljard vir Suid-Afrika. Okay. Suid-Afrika sukkel reeds met skuld, kollegas, ek dink ons weet dit, maar as ons weer eens gaan kyk, die terme was daarom, lyk vir my of 'n deel wat gunstig is, ons het 'n 16 jaar afbetalingsooreenkoms op het getref, en met 'n 3 jaar se vrywaring, jy weet, op rentegrasie. Okay, so, dit is basies weer 'n lekker ding om te hê, so dit is ten minste kan ons sê favorable terms, maar so voor die G20 beraad, jy weet wat ook nou na Suid-Afrika toe kom, maar as ons weer eens gaan kyk in 2010 was ongeveer 31% se skuld teenoor GDP gewees, binnelandse product. Okay. En as ons gaan kyk nou, staan ons heidaglik amper net so oor die 77%. Okay. So hierdie is nie regtig waar 'n stap in die regte rigting nie, tensy Treasury dit op die regte plekke gaan spandeer. Soos wat hulle gesê het, hulle het aansoek gedoen vir hierdie kapitaal vir infrastruktuur rondom vervoer en energie. Okay, so wat is ons twee grootste maatstawwe wat basies weet ons ekonomie onder druk plaas en sover ons bruto binnelandse produk onder 1% sit, jaar op jaar, al vir die laaste 3 jaar. Okay, is vervoer en natuurlik onsekerheid rondom volhoubare energie. Okay, so stap in die regte rigting in. Weer eens, kom ons hou duim vas. Jy weet, onder die gesamentlike regering wat hulle self noem die GNU of die GNU, dat hulle die geld wel op die regte plekke sal gaan spandeer. Then I'm all for it. Okay. Ja, dit voel net vir my as ons eerstens weer met die bakkie in die hand gaan staan het. En dit is vir my net, hoekom betaal ons soveel belasting as ons nou in elk geval die hele tyd gaan leen. En dan tweedens, jy het nou gepraat oor die feit dat die belegging in infrastruktuur moet wees, soos vervoer en hernubare energie en daai tipe goed. Maar gaan gee dit vir die mense wat eintlik daai goed gaan doen. As die tenders en so voort nou uitgesit word, gee dit vir die mense. Gee dit vir die private sektor. Gee dit vir die maatskappye wat die job gedoen gaan kry, sodat ons nie die hele tyd hoef te kla oor die feit dat ons soveel belasting betaal nie en niks word gedoen nie. So I'm all for it. Okay, let's make a loan, but we are going to end up paying back that loan. Ja, dit kom maar terug op ons by einde van die dag. En so gepraat daarvan en vat ons volgende storie toe met SARS se e-filing. Dis belastingtyd. Okay, jy 'n knoppie nodig gehad met. Ja, maak jy jou laptop. Ja, is klaar. So natuurlik belastingtyd het gekom en natuurlik sal SARS e-filing vir ons makliker maak. Jy weet om dit makliker te gebruik. So hulle het 'n Express Access icon knoppie het hulle bygelaat, jy weet, of bygesit, jy weet op hulle webtuiste. So is eenvoudig so maklik vir jou. Jy kan dit selfs van jou slimhorlosie af hardloop om vinnig te gaan en te sê ja, daar's SARS icon bo, Express Access. Kyk gou na jou auto-assessment, jy is tevrede. Okay, druk knoppie submit, boom, das dit, jy is klaar. Okay, sit jou horlosie af. Iets om vir ons minder geld terug te gee. Dis sy. So weer eens 'n auto-assessment is amper die maklikste tipe van assessment. Daar's niks fout met dit nie, maar weer eens sê ons altyd vir die mense daar buite, gaan loer net eers. Okay, gaan kyk eers voordat jy druk submit. Okay, want baie kere is daar dalk iets wat jy kon voordeel uitgetrek het, of daar's dalk iets wat jy nie verklaar het nie, wat jy wel later kan byt. Okay, so nog steeds, moet nie sien dit is 'n maklike weg van net van 'n afhandelingsdatum nie, gaan kyk nog steeds. Die ander voordele wat jy Express Access het, is natuurlik om vinnig ook jou bankbesonderhede te kan update vir jou 'n refund. Alright? Of persoonlike inligting indien hulle jou moet kom arresteer. Presies. Okay, so dis eenvoudig, one bang, thank you ma'am. Okay, so dit is wat hulle genoem met Express Access, maar well done aan SARS, hulle bly innoverend. Ek dink dis een van die goedes as dit kom by tegnologie, dan dink ek hulle doen baie goed.
Okay. So ek wil net gou vir ons kykers daar buite sê en vir julle kollegas, dit maak oop 7 Julie. Ja. Okay. So auto assessments dan sluit 20 Julie. So jy het daai goeie 2 weke wat jy vinnig dit dan kan doen, okay? En dan daarna maak dit 21 Julie oop vir mense soos ek en Pieter. Okay, dis ons ouens wat dan die groot boeke nou moet gaan indien. En wat geaudit word en wat slippies moet indien en allerlei dinge. Okay. So dit is die 21ste Julie. So ek hoop jy kry jou papierwerk agter mekaar, Pieter. Ek het mos vriende soos jy, dankie Thys. Ek dink nou net ek het nie die groot boeke nie. Ek is seker die armste hier, maar ek word elke jaar vanaf 2010 geaudit. Elke liewe jaar. Ek het eintlik gister met my boekhouer gepraat en sy het gesê, "Wat, jy slippies gehou?" Toe sê ek soos, "Nee, ek gee net vir jou my bankstate." Toe sê sy, "SARS is bietjie strenger 21 Julie kom vir jou en jou afsluitdatum is 20 Oktober op my huweliksherdenking. Kyk nou net. Dien hom in. Ek gaan hom indien. En dan natuurlik vir trust en vir provisional belasting is die 21ste Julie word dit ook opgesit tot en met die sluitingsdatum van 19 Januarie. Wat is provisional tax in Afrikaans? Voorlopige belasting. Ja, dit is voorlopige belasting. Ja. Of voorlopige aanslag. Daar het ons dit nou. Dit is pragtig. Alraai julle, dis ek. Goeie nuus, slegte nuus, leningsbelasting word net nie beter nie. Elsa, gee ons beter nuus. Pay back the money. In hierdie stadium sal ek sê bly ingeskakel. Miskien. Dit is dan jou finansies vir vandag, maar net hierna gesels ons oor die splinternuwe debuutroman Die skuld wat bloed betaal. So maak seker jy bly ingeskakel vir daai interessante gesprek en terwyl jy besig is, maak ook seker dat jy ons sommer op sosiale media gaan volg. Soek vir goeiemôre, good morning. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go, it's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power!
Voltex, your electrical connection. Welkom terug. Sandra Skinner se debuutroman word beskryf as 'n kaalvuis fiktiewe verhaal wat elemente van ware gebeure bevat en lesers dwing om skokkende waarhede in die gesig te staar. Ek gesels nou met haar oor die boek Die skuld wat bloed betaal. Baie welkom hier by ons en goeiemôre, good morning. Ja, goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid om te kan praat oor my boek. Ek waardeer dit. Sandra, ek wil graag begin met die eerste paragraaf en ek weet, jy weet mense sal nou dink, nou waarom, want daar seker ander dele wat ook uitstaan, maar dit is my 'n goeie vertrekpunt want dit is vir my treffend, maar ook diepsinnig as jy mooi daar gaan dink. So ek gaan vir ons 'n stukkie voorlees. Goed. Vir alles is daar 'n begin en einde, vir elke gevolg 'n oorsaak. By elke begin is alles nog moontlik, maar geen einde kan met sekerheid voorspel word nie. Dit is wanneer tyd tussen die begin en einde deur die uurglas van die landskap vloei, dat keuses verskraal tot een onafwendbare uitkoms, die oomblik wanneer die laaste sandkorreltjie val. Dit is my nogal metafories ook. Definitief. Dit was die bedoeling. En jy sê vir my, ons het nou so 'n bietjie agter die skerms ook gesels, jy sê vir my jy dink die res het daar uitgevloei. So kom ons begin sonder om nou die aap uit die mou te laat. Wil ek hê jy moet vir ons sê, ek meen dit is die verhaal van Madeleine en Carools. So kan jy dalk net vir ons so 'n bietjie van die storie vertel? Ja. Soos jy kan sien, die landskap speel 'n belangrike rol in die boek. En hulle word groot in dieselfde geografiese omgewing. Maar die een is wit en die ander een is bruin. So alhoewel hulle op dieselfde plek bly, is hulle wêrelde absoluut verskillend. En in hierdie Kempsdrift waar hulle bly, is daar 'n geskiedenis van gesins- en geslagsgeweld. En altyd van hulle ervaar dit. En dan kruis hulle paaie. En wanneer hulle paaie kruis, dis waar die boek sy gang kry. So ons kyk na hoe hulle is as kinders en dan wanneer hulle volwassenes word, wat doen daai gebeure aan hulle? Hoe bepaal dit daai laaste korreltjie wat deur die uurglas val? Dit is tog al gewigtige temas wat weerspieël word en ek meen dit is nou hierdie twee karakters, soos wat jy net reg gesê het, verskillende agtergronde, maar hulle voer 'n soortgelyke stryd. Ja. So waarom was dit so belangrik om die storie vanuit twee verskillende oogpunte te vertel? Ek dink dis iets wat baie keer tekort kom in ons samelewing. Ons is geneig om enigiets te bekyk van een oogpunt af. En dis al wat ons kan sien. In hierdie geval dink ek is dit geweldig belangrik om te sien dat daar in 'n konfliksituasie is daar altyd twee stories wat gelyktydig afspeel. En dit beteken nie dat daar verskoning is vir wat gebeur nie, maar daar is redes vir wat gebeur. En om miskien 'n bietjie deernis te ontwikkel vir die ander kant van daai storie, wat ek dink baie tekort is in ons samelewing. Ons sien nie die pyn in die ander persoon sommer raak nie. Maar ons is geweldig aanvallend, veral op sosiale media, oor wat aangaan. Maar so ek het probeer om dit ewewigtig te doen, sodat daar nie net een slegte en een goeie persoon is nie. En ek dink is baie belangrik. Dit is nou jou debuutroman. Waarom het jy besluit dat hierdie spesifieke storie die een is om te vertel? Ek moet eerlik wees, jy het my nou nog gevra, ek was 'n skoolsielkundige en selfs gedurende daai tyd, dis jare terug, net voor die Rinderpes, was ek 'n skoolsielkundige. En dit was gedurende die apartheidsjare. Van die goed wat ek daar self beleef het en die leers wat op my tafel gelê het, was gevul met pyn. En ek was eintlik baie onskuldig toe ek daar geland het. Ek was jonk, ek is net uit universiteit uit gewees. So selfs toe het dit by my opgekom, jy sê, hierdie kinders se storie moet vertel word. Mense moet weet wat gebeur met hierdie kinders. En toe ek later ek werk nou met volwassenes, so ek doen byvoorbeeld koöperatiewe afrigting ook, lewensafrigting. En nou kry ek te doen met die volwassene wat as kind party van hierdie goed meegemaak het. En toe daai twee goed bymekaar kom en daar was een goeie dag wat ek met 'n kliënt gepraat het wat my hart was stikkend val. Toe besluit ek dis nou tyd.
hierdie storie moet uitkom, ek moet 'n stem maak vir hierdie mense wat deur hierdie tipe bevinding gaan. En dis hoekom ek toe besluit het, nou, nie later nie. Ek het gewikke geweeg en ek het hier geskryf en daar geskryf, maar verlede jaar het ek voet in die hoek gesit en ontlaag gemaak. Ja. Ons is dankbaar vir jou want 'n mens lees so gereeld van hierdie stories in die nuus ook tot 'n mate. Ek wil graag vir 'n oomblik stil staan by die voorblad ook. Jy weet, dis hier agterop by ons ook op die skerm. So wil jy iets daaroor sê want ek dink dit is ook nogal treffend. Ja, ek moet eintlik baie dankie sê vir Esther wat my die boek help redigeer het. Ek dink wat ons probeer wys daar is hoe lyk 'n kind wat verpletter word. Deur dit wat in haar gesin aangaan. En ook wanneer mense stil bly oor wat met hulle gebeur en ook miskien wanneer mense praat, maar daar's ontkenning in die gesin of in die samelewing. Dis hoe daai kind voel. Ek is alleen, ek is op myself aangewese, ek kry nie hulp nie. Ek is verpletter, ek is verbrysel. Dis waarom ek sê treffend van die emosie kom deur. Die skuld wat bloed betaal het ook 'n Bybelse konnotasie. Dit het ja. So was daar 'n spesifieke rede ook waarom jy dit wou deel maak as die titel van die boek. Ja, ek dink dit was belangrik en as jy deur die boek gaan sal jy sien ek het oral is daar sulke stukkies Bybelse vlerksies wat deur dit gaan. In die Bybel en moenie maar ek het hierdie versie gehad, ek kan net nou aanhaal nie, maar daar's 'n versie wat basies in die Ou Testament wat sê jy weet jy kan jou bloedskuld betaal, jy kan deur bloed jou skuld betaal. So 'n slagoffer, né? In die Ou Testament het hulle bees of 'n skaap of wat ook al geslag en dit is 'n slagoffer. So in 'n hoë mate probeer ek aandui dat kinders baie keer ons samelewing se slagoffers is. Maar ook die hele dinge rondom generatiewe trauma. En wat in een geslag nie verwerk word en hanteer word nie. Spoel oor na die volgende geslag toe. So baie van ons betaal die skuld van ons bloed, van ons ma's, van ons oumas, van ons ouma grootjie. En my hoop met die boek is dat erns stop dit. Dit moet stop. Mense moet hulp kry en families moenie ontkennend wees oor wat in daai gesin of familie gebeur nie. Want ek dink dis amper erger vir die mense met wie dit gebeur. Ek vertel jou, wat doen jy? Nee, nie in ons familie nie. Maar die realiteit is dat meeste kinders wat seksueel mishandel word, dis nie vreemdelinge nie. Dis nie die oom met die sweeties buite die skool nie. Dis iemand aan jou tafel sit. En dit raak vir my deesdae so 'n uitdaging om nie emosioneel te raak op hierdie program nie. So ons beweeg oor ook na die Karoo landskap toe want ek dink dis werklik hierdie is 'n kwessie waaroor baie min mense gesels of waaroor mense te min gesels as gevolg van verskeie redes, maar die Karoo landskap voel self soos 'n karakter in hierdie roman en jy nou vlugtig daarna verwys. Maar miskien moet 'n mens dalk ook net 'n bietjie daarby stil staan. Ek dink die Karoo is daar vir twee redes. Die eerste rede is ek is mal oor die Karoo. Self. Ons het iets gemeen, ja. Ja, ek is baie gelukkig ons het 'n plaas in die Karoo. So ek is regtig baie lief daarvoor, maar ek dink ek wou 'n landskap skep wat verduidelik hoekom daar soveel hardheid in daai gemeenskap is. Hoekom hierdie mense so in interaksie met mekaar tree. So jy's heeltemal reg, die landskap is 'n medespeler. En net soos wat die natuur die landskap verander en amper harder maak. Net so die menslike landskap verander en verhard die twee karakters. So dis hoe ek dit gekies het. Kyk, jy was diep gewees hoor, ja. Toe jy die boek geskryf het. En ek dink daar's tog steeds iets wat deurkom is daai raaisel rakende die spesifieke plek ook waar dit afspeel wat nie pertinent genoem of gemeld word nie. Daar was 'n baie spesifieke rede daarvoor. Ek wou graag gehad het dat ek noem dit Kempsdrift, maar dit kan enige plek in Suid-Afrika in die platteland wees. Dis juist hoekom ek dit gekies het. Die ander rede is ek dink die oomblik as jy dit koppel aan 'n spesifieke plek met die werk wat ek gedoen het, kan daar 'n moontlikheid wees dat mense stukkies van die verhaal herken en dan
dink hulle, o jene, was dit nie dalk ek nie. So ek wou dit so 'n bietjie incognito hou, dat mense nie weet nie, maar dat hulle moet dit ten minste kan erken as 'n plek wat hulle weet in hulle kop. Ek weet van 'n plek wat so is. En weet jy wat, Sandra, die Karoo is vir my ook nog 'n plek waarheen 'n mens kan gaan om gesond te word. Ja. En ek praat vanuit persoonlike ervaring Ja. ook. Dis regtig net iets wat 'n mens nie kan beskryf nie. Wat hoop jy? Iemand wat nou hierdie boek lees, wat hoop jy kan hulle uit hierdie boek uitneem? Wat moet dit vir hulle beteken? Ek hoop regtig van harte dat as daar iemand vanoggend hierna kyk of iemand wat die boek lees, dat dit vir jou die moed gee. As jy die een is wat blootgestel is aan dieselfde tipe ding waar die karakters aan blootgestel word in die boek, dat jy werk daarvan maak. Dat jy daaraan begin werk. As jy in 'n gesin is waar daar ontkenning is van hierdie, dan moet daai gesin vandag bietjie in die spieël gaan kyk. Want wat doen dit aan daai mense wanneer jy hulle ontken wat met hulle gebeur het? En in baie gevalle, en ek moet eerlik wees, wanneer ek met volwassenes werk, is amper asof daai persoon al die skuld word amper op die persoon, dis aan die persoon gedoen, maar nou ewe skielik is dit nou die swart skaap. Want dit verteenwoordig alles wat verkeerd gegaan het in ons gesin. En dit breek my hart wanneer ek mense sien wat nou nog daai addisionele skuldlas dra. Want ek het gepraat en julle maak my nog 'n slagoffer deur nie te wil herken nie. Deur nie te wil verander nie. Wel Sandra, ek wens ons het nog tyd gehad, maar maak seker jy kry hierdie boek in die hande. Is 'n belangrike onderwerp. Intussen kan jy ingeskakel bly. Ons gaan net hierna voort met die program.
Die Du Plessis is amper soos die royal family van die Afrikaanse musiekbedryf. Alles begin in Namibië. Pa Doopie is 'n musikant en Ma Johanita is die mees suksesvolle vroulike kunstenaar in Suid-Afrika met al byna 3 miljoen verkope. So om groot te word in 'n musikale huis moet beslis 'n reuse rol speel in die ontwikkeling en besluit van 'n ou se sangloopbaan. Kom ons hoor sommer reg uit die perd se bek as ware, want hier is hulle, die bekende perde, Roan Josh en Franja Du Plessis. Die bekende perde. Ja, goeiemôre. Môre Pieter. Baie lekker om julle twee saam hier te kan hê. Ja, ons is lanklaas saam. Ons het 'n lang tydjie terug gedoen wat ons saam op 'n program was. So baie dankie. Dis lekker om by julle te Dankie kuier. dat ons hier kan wees. Lekker en baie dankie dat julle hierdie vroeë oggend met ons deel. Dis regtig baie lekker. Ja, ons het nie great gelyk toe ons hier inkom nie. Ons lyk hom nou beter. Ons het weer kunstenaar kan wondere verrig. Of was dit die koppie koffie? Ek was die 3 koppies koffies. En die Grimeer kunstenaar. Dit lyk of dit met julle baie goed gaan. Ietsie wat almal julle ook al seker gevra het om groot te word in 'n huis soos die, het dit 'n groot rol gespeel om tot julle besluit te kon kom van dit wat julle vandag ook doen. Ja, ek dink gewoonlik as ons daai vraag kry, sê ek amper dit is eintlik 'n outomatiese ding omdat 'n mens so omring was met musiek en dit was nou nie net vandat my ma begin sing het en as Juanita nou opgetree het, dit was al in Windhoek toe ons klein was. Dit was musiek was permanent in die huis gewees. Ek onthou vir Steve Hofmeyer se Roy Tribute album en Neil Diamond op 'n Saterdag as ons braai, ons pa buite besig om te braai. En van daar af het dit net regtig meer en meer geword en ek dink die liefde is gekultiveer vir musiek as gevolg van die feit dat ons so omring was deur musiek die hele tyd. Ja, ek dink my ma het in daai stadium in 'n orkes band gespeel ook in die hele Namibië vol en ek weet die goed wat hulle gebruik het, mense het nog stiffies gekry. Ja. Wat mense die stiffie in 'n masjien ding sit en dan speel al die tracks wat hulle nou gebruik het vir die band, dan het ons dit ingesit en dan jy sien. Sing ons dan by die huis. En aan die slaap geraak in die kombi langs die speakers as hulle troues gespeel het. So dit was regtig ons groot word jare en ek dink die feit dat 'n mens dit in Namibië kon doen is soveel beter. Ek dink die kultuur wat daar geskep is iets wat ons die eerste keer wat ek met hulle skouers geskeer het was hoeka op een of ander sleepwa by 'n fees waar die band gespeel het. jou ma en almal ons het almal saam gesing. En ons was eintlik nog almal ook maar net dromers, jy weet, ek en sy en Kurt en die hele werk. Maar nou ja, Franja, jy komponeer ook self jou musiek, skryf self. Is daar 'n sekere proses wat jy volg? Het jy nou al iets wat jy sê jou geheim is en jou manier van dinge is wat jy doen? Ek dink elkeen het maar sy verskillende styl van skryf. As ek moet skryf, dan gewoonlik is ek eers 'n melodie en dan sal ek later aan die lirieke werk of ek het net een liriek lyn wat ek dan in my kop het, dan sal ek die hele liedjie rondom dit skryf. En ek dink omdat ek in die studio ook met die production en die produksie vervaardiging werk van dit, dis my lekker om te hoor hoe 'n liedjie groei en dit help dra ook dan by tot die finale produk wat mense dan nou uitsit vir die mense. So ja, ek dink dis vir my lekker. Dis seker maar my geheim. Ek weet nie of dit geheim is nie. Is die studio. Ek dink die karakter wat sy rondom 'n liedjie kan bou. Wat is nou my vraag? Ek meen ou dink aan beide van julle so lekker liedjies wat nou breuke gemaak het vir julle. Was dit 'n eie besluit of was dit Roan wat in die studio instap en sê verander bietjie, Doopie, Juanita, almal wat net inkom en sê verander bietjie of is net jou eie ding gewees? Ons proses is nogal redelik inklusief. Almal is betrokke by alles van almal. Partykeer kan dit nog gaan. Crowded baie met alles van almal met die musiek. En ons almal is perfeksionisties met musiek ook nog. So dit maak dit bietjie moeilik partykeer. Definitief. Ek dink dit gee ook 'n baie lekker dinamika want ons het gister daaroor gepraat. Ek dink dit help dat die standaard verhoog. En ek dink ons almal wil elke keer beter en beter. Maar Franja, sy's briljant met die melodie van 'n liedjie. So sy sal baie keer 'n melodie skryf met gedeeltelike lirieke en vir my is dit weer belangrik om dan self die lirieke te skryf wat ek kan net bietjie iets as 'n kunstenaar ook bydra, anders is sy letterlik Roan Josh se loopbaan ook. So en lankal staan julle nie meer in die skadu van iemand soos julle ma Juanita se nie. En julle het julle het nou bome wat groot wortels geskiet het en al dik stamme het. Baie dankie. Ons waardeer dit. Ek dink dit is belangrik om jou eie identiteit ook in die musiekbedryf en in musiek uit te kan druk en ek dink ons al drie is verskillende mense so ek druk my stempel af op my musiek, hy druk sy stempel af op sy musiek
My ma doen dit al vir amper 30 jaar, druk sy haar stempel af op musiek. So ek dink ja, ons wil net ons self wees en ons eie voetspore trap. En ek dink vir ons is dit ook 'n ongelooflike seën met iemand soos my pa en my ma met die kennis wat hulle het, met die ore wat hulle het. Hulle is nou al 30 jaar op die pad. Jy weet, hulle het nou al die gehoor leer ken. So om hulle insette te hê in dit wat ons doen is wonderlik. En ek moet sê, pluimpie vir hulle. Ek weet nie of hulle nou kyk vanoggend en wakker is al nie. Vroeg, nee? Maar die feit dat hulle ons ook laat gaan het in die sin van doen julle eie ding, druk julle eie stempel af en bou jou eie loopbaan. Ons is nou 10 jaar volgende jaar en 9 jaar in die bedryf. En dis eienaardig om daaraan te dink, maar ek voel regtig ook trots op die loopbane wat ons uitgekerf het. Dit was nie altyd maklik nie. Dit is nog steeds nie altyd maklik nie. Maar ek dink ons is baie hoopvol vir die toekoms. Hoe gereeld kry julle geleentheid om saam te kan sing, soos wat julle nou vanoggend vir ons gaan doen? Julle gaan vir ons sing, né? Ja. Ek het 10 sekondes om hierdie antwoord te gee. Dan moet ons nog 'n advertensiebreek doen. Ons nie hierdie jaar so baie nie, maar daar is so een vertoning wat ons almal saam sing. En ons werk in 'n projek ook saam. So. Ja. Dis al wat ek wil hoor. Vanoggend wil ons net ons kykers bederf met julle twee wat gaan saam sing, lekker akoesties. Dis altyd lekker en hulle is vreeslik opgewonde veral so vroeg in die oggend, maar soos Roan nou gesê het, hy daarom al so 3 of 4 koffies agter die blad. Ek hoop jy ook. Net hierna gaan ons na hulle twee luister, Franja en Roan wat vir ons 'n spesiale ietsie gaan sing hier op Goeiemôre Good Morning. Hierdie ene wil jy nie mis nie en as jy wil saam sing, jy's meer as welkom. Ek is bang ek gaan ook, maar ons gaan dit vir hulle los. Sien jou nou. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, oumie, sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe denne. Lottersbaai, ons is denners goed.
Ons kuier nog lekker saam met Franja Du Plessis en Roan Josh en hierdie twee gaan nou inderdaad vir ons ietsie sing. So wat gaan julle vir ons sing of is dit 'n surprise? Ons gaan 'n baie mooi ouer Afrikaanse Okay, dis die surprise een en dan seker ook. En dan doen ek 'n Ronan Keating nommertjie When You Say Nothing at All. So ons het Afrikaans en Engels saamgebring volgens. Kan nie wag. Mixture. Ja. En die nagte vir die storme en wag, sy gitaar trane in die see, sy stuur haar woorde met die wind, na strande van haar geestmaak. 4 seisoene kan met die winter in jou oë, maar het ek jou verloor. 4 seisoene kan met die liefde in jou pad, in jou oceaan skalm. 4 seisoene kan, 4 seisoene kan. Stuur my nog 'n postkaart met die wind. Stuur my nog 'n postkaart met die wind. So lekker om 'n band langs my te hê. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. Roan Josh, Franja Du Plessis, julle maak so mooi. Hoorie, en dit laat my net daai gedagte kry van hoe lekker dit moet wees as julle ook as 'n gesin en as familie, jy weet, met die hele almal, die boyfriends, die girlfriends, die vriende, die familie, almal so kan om 'n vuur sit en net lekker kan sing. Gebeur dit ooit? Baie van die planne vir musiek en die toekomsplanne gebeur rondom 'n vuur. Ons is baie lief daarvoor om so met die gitaar om die vuur te sit. Franja gaan nou altyd die klavier uit en dan Die klavier, ag nou die gitaar. klavier. Ja. Ek het ons bietjie Bach. Liewe oor na gekyk. Hoorie, maar gepraat van die instrumente, die klavier en goeders, daar's 'n paar wat jy al bemeester het. Is daar nog 'n instrument wat jy graag sou wil speel? Enetjie wat uitstaan. Ek dink 'n konsertina, maar ek het gehoor dis moeilik, of 'n viool. 'n Viool. Of 'n cello. Sy wil seker 'n country vibe met 'n fiddle, jy weet. Ja, daar's al. Hoorie, en daar's so lekker spontaniteit in julle as 'n familie, maar ook 'n hegte eenheid wat 'n ou dadelik kan raak sien en
jy weet, dis net so amazing. Dis hoe ons dink, julle is die royal family wat die musiekbedryf aanbetref. Dankie, jy gee baie komplimente vanoggend, Pieter. Nee, dis 'n voorreg. Ek dink in enige bedryf, of dit nou musiek of enige ander besigheidsventure is, as jy as 'n familie kan saamwerk en jy kan dit maak werk, dink ek daar is iets beter in die lewe wat jy kan hê as daai hegtheid nie. Ek meen, vriende kom en gaan, ander mense kom en gaan, maar jou familie is wat altyd daar gaan wees. Jy kon nie hulle kies nie en ons is lief vir mekaar en sal altyd wees. So ek weet Mario voel seker maar soos die Adwan out altyd die ander boetie wat nou maar meer die boerdery dinge doen. Sing hy so nou en dan ietsie saam met julle om die vuur? I can actually sing. Hy sing baie mooi en hy fluit op een noot fantasties. So hy's regtig baie goed om ons te irriteer om te fluit op een noot, maar hy's baie lief vir musiek en sit en luister altyd so van die agtergrond af, maar hy's deel van alles. Julle moet asseblief baie groete stuur by die huis. En dan moet julle asseblief as daar nou die planne nou reg is en daar's definitiewe optredes en goeders met julle twee saam of whatever, wil ons eers daarvan weet. Ons is by In die Bos volgende week Vrydag. Met ons 'n country show, ek en Franja saam, so by die kyk net verhoog kan hulle definitief vir ons kom. Ons is baie uit vir dit. Hulle moet saam. Lekker, dit gaan lekker wees. Baie dankie vir julle kuiertjie. Dankie dat julle hier by ons was. Vreugde en vrede vir julle en mag die songs ons net keer op keer verras en dat daai penne uitstroom. Baie dankie. Dankie vir julle en dankie vir die kykers en luisteraars. En dit was dit vir vanmôre. Onthou as jy ook by ons wil inloer om te adverteer, stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Dis al wat vanoggend aan betref. Ons is môreoggend terug vir Oulaas hierdie week van 6:00 net hier op Via. Sien jou môre en ek hoop jy het 'n heerlike dag. Een goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou style en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed.